Handelinge 6 begin met 'n probleem wat baie gemeentes vandag sal erken. Groei het spanning gebring. Die Grieksprekende weduwees was in die daaglikse versorging afgeskeep en daar was ongelukkigheid daaroor. Hierdie vrouens was dikwels die buitestanders in die gemeente. Opregte deernis en omgee het iewers deur die krake van 'n sisteem geval wat te vinnig gegroei het. Dit was nie noodwendig kwaadwilligheid nie, miskien bloot onnadenkendheid, soos ons eie blindheid so dikwels is. Maar die kerk het nie weggekyk nie. Dit is 'n fyn onderskeid. Delegering is nie vlugtig wegskuif van verantwoordelikheid nie. Dit is wysheid om te erken dat een persoon of een span nie alles kan dra nie en dat ander ook deur die Gees toegerus is vir spesifieke take. Die apostels het die probleem eerlik erken. Hulle los nie die probleem self op deur nog 'n taak by te voeg nie. En hulle ignoreer dit ook nie. Hulle delegeer, maar sonder om hulle eie roeping prys te gee. Hulle het nie probeer om alles self te doen nie en het nie hulle gebedstaak en woordbediening prysgegee om die krisis te bestuur nie. Inteendeel, juis omdat hulle geweet het wat hulle roeping is, het hulle ruimte gemaak vir ander om hulle roeping te ontdek. Ons sal aanhou bid en die woord bedien, verklaar hulle in Handelinge 6 vers 4. Lank reeds voor Paulus en Petrus oor genadegawes geskryf het, lank voor die liggaam van Christus as die gees-geïnspireerde bedieningsmodel geleer en toegepas is, in die heel eerste gemeente lees ons al daarvan. Dit gaan nog steeds my verstand te bowe, hoe 'n groot gros van die Christengemeenskappe die ooglopende in die Nuwe Testament dikwels miskyk, of dalk bloot ignoreer. Die heel eerste gemeente leer ons dat kinders van die Here elkeen 'n ander funksie in Christus se liggaam moet vervul. Ons lees hierdie tekste en ander soos Efesiërs 4, Romeine 12, 1 Korintiërs 12 en 1 Petrus 4, asof dit net terloopse opmerkings is. En so sluip metodes en praktyke ons kerke binne wat alles behalwe skrifgefundeerd is, of 'n kernsaak van die evangelie en die liggaam van Christus is. Miljoene Christene hang letterlik agteroor en verwag dat een of twee sogenaamde geroepenes of 'n kommissie al die take eiehandig moet verrig, terwyl hulle ook gewoonlik die eerstes is om kritiek te lewer. In daardie heel eerste gemeente lees ons, 7 persone is gekies, manne vol van die Heilige Gees. Hulle was bekend vir hulle wysheid en empatie. Hulle het mense verstaan en is deur ander mense, medegelowiges, geken en gerespekteer. En die kerk het gegroei. Daar is steeds te veel gelowiges wat vandag nog dink dat die sogenaamde groot werk van die kerk slegs van die kansels af gebeur. Maar Handelinge 6 herinner ons, die woord en die tafel hoort by mekaar. Weliswaar bedien deur verskillende lede van die liggaam, maar nogtans by mekaar. Die evangelie kry gestalte wanneer iemand opdaag by 'n weduwee se deur. Wanneer 'n oplettende oog raak sien wat ander misgekyk het. Wanneer hande iets daadwerkliks, iets prakties doen in die naam van Christus. Die vraag is nie, is daar 'n behoefte nie? Die vraag is, sien ons dit raak? En die opvolgvraag is, of ons bereid is om ons unieke gawes te bring, ons eie soortige hande uit die moue soort betrokkenheid, al lyk dit dalk min. Jesus Christus verklaar dat selfs hy nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. In elke tafel wat gedek word, vir iemand wat vergete voel, weerklink iets van hom. Jou taak in die liggaam is nie onbenullig nie. Dit is uniek en dit is noodsaaklik. Kom ons bid saam. Here, maak my oë oop vir die mense om my wat dalk deur die krake geval het. Gee my wysheid en moed om ook my gawes te bring, nie vir erkenning nie, maar vir U naam en U koninkryk. Amen.